SA gemeente, hoe lekker is dit om weer saam met jou te kan beweeg in die wonderlikste boek wat nog ooit saamgestel is. Die Bybel, 'n samestelling van verhale en gedigte en stories van mense se egte ervarings en bewegings saam met die een ware God wat ek en jy aanbid en aan wie ons eer bring vir ons totale lewe. Van die oomblik wat jy jou oë oopmaak in die oggende, deur elke verhouding, transaksie en gebeurtenis in jou lewe, totdat jy môreoggend weer opnuut aanpak. Dit is hierdie God wat die uitspansel van die heelal gemaak het, waarin ons verbuisterd staan voor 'n skouspel, groter as ons wildste drome. En dit is die God wat elke atoom en neuron en sel gemaak het, waar ons verbuisterd staan voor die skouspel, kleiner en meer kompleks as wat ons ooit kan dink. Dit is hierdie God wat groot en klein laat saam dans, en jy is deel daarvan. Jy is in goeie geselskap vandag. Welkom by die samekoms van God se mense en sy grootheid. Nou mense wat my baie goed ken, weet 'n paar dinge. Maar die dead giveaway dat jy my baie goed ken, is as jy weet hoe lief ek vir tomaties is. Natasha koop 'n sak appels vir die gesin en 'n sak tomaties vir my om te eet as vrugte. Ek love it. Ek kan nie genoeg daarvan kry nie. As jy my wil bederf, nooi my vir 'n propperse steak en slaai. En vir 'n paar oomblikke is alles reg met die wêreld. Ek's mal oor tomaties, ek weet nie hoekom nie. Ek weet net ek is mal oor tomaties vandat ek kan onthou. Ek sit toe so en dink ander dag terwyl ek weer aan een van hierdie tomaties knaag. Hierdie tomatie, dit was oorspronklik lewendig. Ek bedoel, dit was verbind aan 'n rankie wat sy wortels in die grond gehad het, wat uit die aarde gegroei het. Ek bedoel, dit is dieselfde met eie, dieselfde met peper, dieselfde met koriander. Dit het eens almal voedingsstowwe uit die aarde ontvang. Maar toe is dit geoes, op 'n vragmotor gegooi en na die Sainsbury's in Epsom gebring. En uiteindelik het dit in ons kombuis beland. En toe dit geoes is dit van die rank afgesny, uit die grond geruk, van 'n lewensbron ontkoppel en toe na ons gebring sodat ons dit kon eet. En as ons nie eet nie, leef ons nie. En so gee hierdie kos, hierdie dooie kos vir ons lewe. Die waarheid is eintlik, hoe meer onlangs die kos gelewe het, hoe meer lewe gee dit ons. Vars kos is beter vir ons. Ek bedoel, dit verduidelik eintlik die voedingsgebreke van 'n digestive cookie. Dit kan nie lewe gee nie, want dit was nooit regtig lewendig nie. Digestive cookies. Wie noem cookies so iets? So daar's hierdie beginsel dat die dood van hierdie een ding vir ons lewe gee. Ons oorlewing, ons instandhouding, ons lewe is afhanklik van die dood van 'n ander lewende ding. Dink bietjie aan jou vel. Jou vel is voortdurend besig om dood te gaan. Dit skil veraf en verander in stof. Maar dieselfde oomblikke waarin ons vel doodgaan, produseer ons liggaam ook nuwe vel om daardie dooie ou vel te vervang. Jy kry letterlik elke 30 dae 'n heel nuwe vel. Dit is nie net waaroor wat ons eet en oor ons liggame nie. Ek bedoel, dink aan kompos, jy weet, die kompos wat jy op dinge strooi om hulle te laat groei. Waar kom die beste kompos vandaan? Dit kom van vrotkos en dieremis af wat aan die vergaan en dood is. Of dink aan die seisoene. Nuwe lewe spruit uit die aarde in die lente en dan, teen die einde van die somer en herfs, begin dinge doodgaan. Die blare val van die bome af en dan in die winter is dit dood. Geen gras groei nie, geen blomme blom nie, dood. En dan in die lente bars daai die nuwe lewe weer uit die aarde uit. En dan herhaal ons die siklus net om weer deur dood, lewe te gaan. Hierdie ritme van dood wat oorgee tot lewe is ingebou in die weefsel van die skepingsorde wat ons terugneem na die tomaties. As ons meer tomaties wil hê, nuwe tomaties, sodat ons meer slaai kan maak, sal ons tomatiesade moet plant. En wat is 'n plant? Dit is om 'n saad te neem en dit in die aarde te plaas en dan te begrawe. Oor die algemeen begrawe ons dinge wat dood is. En dan, op 'n geheimsinnige manier, sal 'n nuwe tomatieplant uit die aarde opstaan, want die dood is die engine van die lewe. So wanneer die Bybel die verhaal vertel van God wat nuwe lewe na die wêreld bring, hoe gaan hierdie verhaal? Dit gaan oor Jesus. Jesus wat sterf en weer opstaan. Dit gaan oor dood wat nuwe lewe bring. Sy dood aan die kruis, sy opstanding, en op 'n manier is dit hoe die wêreld nog altyd gewerk het. En Jesus gaan nie net in hierdie proses in met sy eie vlees en bloed nie. Hy nooi mense uit om hulle kruis op te neem. Hy sê op 'n stadium, tensy jy jou lewe verloor ter wille van my, sal jy dit nooit vind nie. Kom ek lees dit vir jou.
Markus 8 vers 34. As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Julle kruis opneem en agter my kom. As julle probeer om julle lewe selfsugtig vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my en ter wille van die goeie nuus prys gee, sal dit julle juis red. Hy sê selfs een keer tydens 'n preek dat tensy 'n saad op die grond val, dit nie nuwe lewe kan voortbring nie. Hoor 'n bietjie hierso. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy gewoonheid op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Gaan kyk bietjie in Johannes 12 vers 24. Jesus leer ons hoe om te sterf, sodat ons regtig kan lewe. Het jy al ooit jouself gevang, dat jy 'n storie op 'n spesifieke manier vertel om jouself beter te laat lyk? Soos om sekere besonderhede te beklemtoon en ander besonderhede uit te laat. Jy draai die storie so net effens in jou guns. Vir baie van ons is hierdie impuls so diep binne in ons ingebou, ons doen dit al so lank, ons is nie eens bewus dat ons dit doen nie. Hoe sou dit wees om vry te wees van al daardie dinge? En dit is wat Jesus doen. Hy nooi daardie deel van ons om te sterf, die deel van ons wat altyd reg moet wees, die deel van ons wat altyd beter moet wees, die deel van ons wat altyd goed moet lyk. Jesus nooi daardie deel van ons uit om te sterf. Ek sien nou opnuut weer met Ivan en skole, sport, en ons leer eintlik van 'n baie jong ouderdom af van die wêreld om ons en dat dit alles gaan oor wen. Dit gaan alles oor indruk maak, dat ons waarde en ons aanvaarding kom van hoe goed ons is, hoe vinnig, hoe beter, hoe vaardig, hoe slim, hoe bekwaam. Ons besef vinnig dat die manier om vorentoe te kom is om jouself op te hef, om die pad van opgang te neem, om hoër en hoër te klim. En moenie my verkeerd verstaan nie, daar's niks fout met goeie ambisie en goeie prestasie nie, go for it. Die probleem is die trap op ander om ten alle koste bo uit te kom. Maar dis uitputtend. Ons spandeer soveel energie, want ons leer hoe om maskers en fasades te bou, te konstrueer om al die dinge wat ons nie is nie, te bedek. So ons spandeer al hierdie energie om hierdie valse self te handhaaf, om hierdie beeld wat ons geskep het versigtig te beskerm en te bewaar. Maar Jesus, heel teen ons kultuur, nooi ons nie na die pad van opgaan nie, maar na die pad van afgaan. Jesus nooi ons om te sterf aan al hierdie dinge, sodat ons regtig kan lewe. Dit is die fyn balans in die lewe. Jesus nooi ons uit om ons lewe te verloor, sodat ons dit regtig kan vind. Jesus wil hê jy moet vooruit gaan. Maar ware vooruitgang kan net kom wanneer jy afgaan. Ek bedoel, dink aan hoeveel verhoudings, hoeveel gebroke verhoudings gaan nie beter word totdat iemand eers om verskoning vra nie. Hoekom is dit so moeilik? Dit is so moeilik omdat wanneer ons sê ons is jammer, wanneer ons erken dat ons hande nie skoon is nie en dat ons dalk bygedra het tot hierdie gemors, sê jy jammer is 'n vorm van dood. Dit is 'n weiering om die valse self voor te sit en dit te ondersteun. Dit is 'n weiering om daardie perfekte beeld van jouself te bewaar. En ek verstaan dit kan baie moeilik wees om dit te doen, omdat jy soveel tyd spandeer het om 'n spesifieke weergawe van jouself te skep en te handhaaf en baie mooi in stand te hou. Jesus nooi ons uit om ons lewe te verloor, sodat ons dit regtig kan vind. Of hoeveel keer, wanneer jy dink aan iets niets doen, is jou volgende gedagte, maar wat sal die mense dink? Dink aan hoeveel van ons vrese gewortel is in hoe ons glo ons deur ander waargeneem gaan word, of ons bewonder gaan word, of ons gesien gaan word as waardig of goed genoeg. En Jesus nooi ons uit om aan al daardie dinge te sterf. Jesus beklemtoon dat ons reeds geliefd is, dat God liefde is en dat daardie liefde van God verdryf vrees. Ek bedoel, dit sny reg tot die kern van Jesus se boodskap. Ons word maklik mislei om te dink dat ons geliefd is omdat ons moreel genoeg, geestelik genoeg, goed genoeg, reg genoeg is. Maar die kern van Jesus se boodskap is dat ons nie gered, aanvaar, geliefd en waardevol is as gevolg van hoe geestelik, moreel, waar of reg ons is nie. Maar sy boodskap is dat ons in ons dood gered word. Ons word uitgenooi om hom te vertrou, dat wat ons nooit op ons eie kan doen nie, hy reeds vir ons gedoen het. Sommige mense sê dit so, Jesus red. Maar sommige mense weier om te sterf, nie waar nie? Ek bedoel, hulle klou eindeloos vas in hulle ego en hulle valse self, en hulle hou aan om hierdie spesifieke weergawe van hulle self te ondersteun. Vertroud op hulle eie pogings om op een of ander manier eendag goed genoeg te wees. En terwyl hulle dit doen, word die lewe net heeltemal uit hulle gedreineer. Is dit jy? Hou jy so styf vas in jou lewe,
dat jy dit eintlik verloor? So rukkie terug het 'n paar mense my genader met 'n vraag oor iets in die Bybel. Dit was eintlik iets wat Jesus gesê het. Hulle het dit vir my gelees en hulle vra toe, wat bedoel Jesus hier? Kan jy vir ons verduidelik? En terwyl hulle dit lees, besef ek het geen idee wat Jesus hier bedoel nie. Ek het geen benul nie, leeg, niks. En ek besef, wat gaan ek hier sê vir hierdie mense? Wat gebeur het in daai oomblik was eintlik so vreemd. Dit was asof tyd stadiger en stadiger geword het terwyl ek besef het, ek het hierdie opsies om vanuit te kies. Ek het hierdie paaie wat voor my uitgestrek is. Die een opsie was om 'n super soort ingewikkelde antwoord jy weet vir hulle daarso te sit. Eintlik om oor hulle koppe te praat met Griekse woorde en vergelykings. Ek bedoel enigiets om die eenvoudige waarheid dat ek nie weet hoe om hulle vraag te beantwoord nie te vermy. Enigiets om my aansien te red. Ek sou graag 'n superster geestelike antwoordman wou wees, maar ek is nie. Die ander opsie was om vir hulle die waarheid te vertel, om hulle 'n eerlike antwoord te gee, om hulle in die oë te kyk en vir hulle te sê, weet jy, ek weet nie hoe om jou vraag te beantwoord nie, maar dit sou pynlik gewees het. En dit sou pynlik gewees het omdat dit 'n dood sou behels. Ek sou moes sterf aan my eie begeerte om bekwaam en slim en goed genoeg voor te kom. Hoeveel huwelike val uitmekaar uit, omdat een of beide gewoonheid nie bereid is om te sterf nie. Hoeveel familieverhoudings is 'n gemors, omdat daar nie 'n bereidheid is om te sterf in diself nie. Verskonings, altyd iemand anders se fout en skuld. Hoeveel loopbane is al vernietig, omdat die ego te groot is. Politikuste is nou nie noodwendig my heel gunsteling mense op aarde nie. Maar ek haal my hoed af hierdie week vir Joe Biden wat gesê het, julle is miskien reg, ek is te oud en die mense is meer belangrik as die ek. Nou dit het hom 'n rukkie gevat om daar uit te kom, hy het nie net ingestem nie, hy is onder druk geplaas. Maar in daardie oomblik het hy gesterf, sodat nuwe lewe kan kom. Kerke. Hoeveel kerke sterf, omdat die leiers nie bereid is om te sterf nie? Die gemeente waar ek in Pretoria was 'n groot en baie suksesvolle gemeente gewees vir baie jare. Ons het almal natuurlik baie hard gewerk om dit 'n spesiale plek te maak vir mense om na heen te kom. Ja, ek was so 10 jaar daar en dit was duidelik dat ons nuwe leierskap uit ons span nodig gehad het om 'n nuwe siklus van die gemeente in te lei. Maar toe gebeur daar 'n baie slegte ding. Die leierskap het bly vasklou en vasklou en vasklou en in daardie vasklou alles wat anders nuut en vars was onder druk. Skielik was daar spanning in ons leraarspan wat ons nooit voorheen gehad het nie. Innovasie is ingeperk en sekere mense is intentioneel onder druk om nie vooruitgang te vestig nie, weggehou by plekke. Hierdie wonderlike span waar ek vir 10 van my beste jare gewerk het, het skielik en sonder waarskuwing 'n oorlogsone geword van egos. Dit was hel om daar te werk. So het een na die ander ek en Kluis begin uitskuif na ander plekke toe. Ek gesels nou die dag met 'n vriend wat nog in daardie gemeente was tot 'n paar maande terug, waar dieselfde leierskap steeds vasklou. Daardie eens vooruitstrewende gemeente het in 5 jaar, net 5 jaar, die kleinste en mees irrelevante kerk in sy omgewing geword. Ek praat van 2000 mense op 'n Sondag na 100 vandag. Dis eenvoudig skrikwekkend. Alles in die naam van die Here. Dit is sade wat in 'n pakkie op die winkelrak hang en niks voortbring nie. Dit is daar en die pakkie lyk vreeslik mooi en dit is verstommend hoe mense maar net okay is daarmee en gewoond raak daaraan. Maar dit bring letterlik niks na vore nie. Geen lewe nie. Gaan net oor ek en niks meer nie. Jy weet, ons het hierdie eindelose geleenthede elke dag, nie waar nie? Hierdie eindelose keuses, paaie, opsies, gaan ons die sorgvuldig bewaarde beeld kies of die eerlike antwoord? Die valse self of die ware self? Gaan ons vrees of vryheid kies? Die pad van opgang of die pad van afgang? Daar is 'n siklus, 'n ritme, 'n waarheid oor hoe die heelal werk, van tematies tot ons liggame, tot ekosisteme, tot die seisoene. Dood is die engine van lewe. Jesus nooi ons om te sterf, sodat ons regtig kan lewe. Mag jy jou lewe verloor en in die proses dit vind. Mag die liefde van God jou van vrees bevry en mag jy vertrou dat Jesus red. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, dankie vir hierdie super eenvoudige insig wat eintlik reg rondom ons gebeur elke liewe dag. Mag ons herinner word dat wanneer ons dooie goed eet elke dag, ook in ons eie lewe,
Daar waar ons moet sterf in onsself, sodat nuwe lewe kan kom, nuwe lewe kan gebeur en uitbrei. Here, ons eer U vir ons lewe. Help ons om te sterf. Red ons, Jesus. Amen. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie aarde gemaak het, wat in die proses van lewe en dood beweeg. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat in hierdie bloudruk ingestap het, gelewe het en gedood het, sodat nuwe lewe kan kom. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat in jou lewe, wat jou onomwonde oortuig, dat jy moet sterf, sodat jy kan lewe. Jy is geseënd. Amen.